Eendag, nie te lang gelede nie, in die sandwoestyn. 'n Plek met net sandduine, klein oases hier en daar waar 'n paar palmbome staan en water, waar 'n fontein is, en waar daar 'n klomp groot ore jakkalsies was. Hulle is die cuteste jakkalsies met hulle klein snoetjies en groot ore, sodat hulle mooi kan luister. Julle en hulle oase het opgedroog. Hulle moes trek en 'n nuwe een gaan soek. Maar daar was een probleem. Daar was 'n sandwoestynhaai wat om hulle oase geswem het. 'n Sandwoestynhaai is 'n haai met 2 groot voorpote waarmee hy grou en 'n baie lang stert. En sy gunsteling kos was woestynjakkalsies. Maar hulle het geweet, hulle kan nie bly waar hulle is nie, want wat gebeur as jy nie water drink nie? Jy word dors en na 'n baie lang ruk gaan jy dood, nee. So die jakkalsies moes trek, hulle moes gaan water soek. Een van hulle het in die hoogste boom, in die hoogste palmboom geklim, uitgekyk. Oor 3 duine ver kon hy sien, daar is nog 'n palmboom. Nie net een nie, maar 20. Dit was 'n groter oase gewees, die perfekte ideale plek vir hulle om te gaan bly. Daar moes baie woestynrotte gewees het om te eet. Maar om daar uit te kom, moes hulle klim oor 3 sandduine. En dit is die presiese plek waar hierdie woestynsandhaai gebly het. Jakkalsies het vergadering gehou en hulle het gewonder, wat as ons om die duine loop? Maar raai wat is om die duine? Nog duine. Nog woestynsandhaaie. En die woestynsandhaai was so groot soos 'n bus. Dis baie groot. En hy was baie vinnig. Maar al wat hulle moes doen, jy kan loop, en as jy hom sien kom, moet jy stil gaan staan, want as jy nie beweeg nie, kan hy nie voel nie, want hy kan nie sien nie, hy het nie oogies nie. Hy is soos 'n groot mol met skerper tande en 'n baie lang lyf. Net 2 groot voorpote. En as jy nie beweeg nie, kan hy nie voel as iemand op die sand nie, dan weet hy nie waar jy is nie. Dan raak hy deur mekaar en partykeer miskien kan hy dalk sy eie stert vang. Maar hy het in tonnels gebly onder die woestyn. Jakkalsies het net geweet, vandag is die dag, julle, vandag moet ons trek. Ons gaan oor die woestyn gaan. Wat gaan ons maak om oor alles te kom? Vlieg. Het hulle vlekkies? Woestynjakkalsies het nie vlekkies nie. Hulle vlieg met hulle ore. Regtig gaan hulle dit klap. Tok 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 tok. Nee, hulle is nie skoenlappers nie. So wat hulle besluit het, is om palmblare te vat. Wat is dit? Hulle kan onder die tonnels kry. Maar in daai tonnels bly die groot woestynsandhaai. Maar onder dit. Is te diep. Ja, woestynjakkalsies grou nie so diep nie. So hulle plan was om woestynpal van daai palmtakke te vat, onder hulle voete te sit, en as jy trap jy op 'n groter plek, dan trap jy sagter. Daal kan die haai jou nie hoor nie. Maar net voor hulle gaan, kom daar een ou grysbaard jakkalsie uit en sê vir hulle, al my liewe jakkalsmaatjies, luister nou mooi wat ek vir julle sê. Ek was al by daai groot oase met die 20 palmbome. Daar is meer kos as wat julle ooit kan opeet. Maar as jy so baie kos eet, word jy stadig, en as jy stadig is, dan vang hierdie woestyn na jou. Daar's net een manier hoe jy kan oorleef. Is as jy hom oorkom. Grou in die grond in, tot in sy tonnel. In sy tonnel kan jy baie vinnig van weghardloop. En hy gaan jou bo soek, en dan is jy onder. Maar pas op net, hy moet jou nie ruik nie. So, van daai laaste bietjie water se stinkmodder smeer dit aan. Hy gaan nie 'n stinkmodder wil eet nie. En hardloop jy. Tot jy by die ondergrondse rivier kom, dan spring jy in, want daai rivier borrel uit by die groot oase. Maar is baie gevaarlik, want as jy in daai tonnel vassit, of verdwaal, want ons te veel links en regse, dan gaan hulle jou opeet. Wow!
ander jakkalsies het skielik nie meer geweet of hulle wil gaan nie. Hierdie klink vir hulle te gevaarlik, maar daar's nie water nie. Hulle moet dit doen, hulle moet braaf wees. So die grootste jakkals het opgestaan en gesê, my mater jakkalsies, hierdie is die dag wat ons gaan trek oor hierdie woestyn. Julle is dalk bang, ons is almal bang, maar raai wat? Ons kan braaf genoeg wees en dit maak oor hierdie sand. Ons kan luister na Grysbaard se woorde en ons sal nie een maatjie verloor nie. Elke liewe een van ons sal dit maak tot by die groot oase. Wees braaf, luister met jou oortjies op die sand. As jy hoor waar kom daar die woestynhaai, grou vir jou gaaitjie en hardloop en spring in die rivier. Dit is ons plan. Wow. So ek dink hulle is gereed. En al die jakkalsies sê, ja, ons is gereed, ons is bang, maar ons is braaf. Skielik, met een spoed, hardloop al die jakkalsies, maar Grysbaard is, nee, almal gelyk nie, en julle maak te veel geraas met julle pote. Hy het dit nie eens klaar geskree nie. Toe kom daar 'n stofwolk oor die duin, wat die sand omkrap. En 'n vin sny 'n lyn deur die sand. En die jakkalsies hardloop, ons is braaf! En die groot Grysbaard dink, julle is nie nou baie slim nie. En toe die jakkalsies sien, daar kom die vin, was dit te laat. Hulle het in alle rigtings gehardloop en tussen hulle spring hierdie haai by die sand uit. Hy het 1000 tande in sy mond. Hy is massief. Hy het daarin elke liewe een misgebyt. Van hy het gerol in die sand en net toe hy afkom, met sy bek oop, reg op 'n klein pietie af. Toe gryp die groot jakkals hom uit die pad uit en sê, pas op! Die haai het afgeduik en agter hom in die sand in, het die groot jakkals en Pietjie ingegly en verdwyn onder die sand. Help ons! Grysbaard het die palmtak onder sy voete gesit en baie saggies en versigtig oor die woestynsand gestap. Die haai het om hom geswem in die sand, rond en heen en weer, maar het hom glad nie gehoor nie. En as ou Grysbaard by jakkalsie kom, sê hy vir hom, en hy nooi die jakkalsie op sy blaar. En dan loop hulle saggies op daai blare oor die sand. Hulle is oor die eerste duin. Oor die tweede duin aan die ander kant. Toe gly daai blaar en hulle begin soos strandbranderplank ry. Woe! Julle, daai jakkalsies geniet dit so baie, hulle skree, ja, ons surf! Maar raai wat? Reg agter hulle, oor die duin se kruin kom 'n haaivin, sny 'n lyn deur die sand, kom reg op hulle af, en nou Grysbaard weet hulle het moeilikheid. So wat maak hy? Hy steek daai punt van daai blaar in die sand in. Al die jakkalsies trek, rol oor die sand en al wat hy vir hulle skree is, grou, julle jakkalsies, grou! So almal van hulle grou. Volgende week val hulle deur 'n tonnel, op 'n groot jakkals en 'n klein Pietie. Hulle almal by doodstil. Hulle almal het teen die kant van die sandtonnel gaan staan en die haai het verbygekom. Stadig. Geryk, maar al wat hy ryk is, stink modder. Sê die haai en hy gaan verder weg. En die jakkalsies begin in die tonnel afloop. Treetjie vir treetjie. Maar o, gatsie. Hierdie keer was dit nou Grysbaard, wat oor 'n klippie val. En 'n gelykie maak. En die haai het gestop. Skielik 'n draai gevat. En al wat 'n groot jakkals sê is, kom julle jakkalse, laat julle hardloop. Hy het hulle gehelp. En hulle het almal mekaar gehelp, aangehits, hande vasgehou en gehardloop. En hulle het gehardloop, maar agter hulle kom haai aan. En hy ryk, stink modder is jakkalse, sê daai haai. Maar al wat die jakkalsies doen, hulle hou aan. Hulle hardloop. Groot jakkals. Vat die tweetjies wat sy hande vashou, hy laat hulle mekaar se handjies vashou en hy stop net daar. In die tonnel. Doodstil. Hy draai om en hy kyk vir daai haai met die 1000 tande wat aankom. Die groot pote wat na hom toe grou. En hy roep hy skree oor sy skouer. Hardloop jakkalsies tot by die rivier! 3 sekondes later hoor hy
toe begin eerstes van 'n rivier spring. En nog steeds staan hy stil en hy wag vir daai groot haai. En die haai ry, ek ruik 'n jakkals, en hy maak sy bek oop. En in daai tonnel duik hy reg op klein jakkalsie af. Hy was baie klein, maar dit was die grootste van die jakkalse. Al wat die jakkals maak is hy spring reg in die lug. En hy gryp vas teen die haai se snoet. En wat maak hy? Hy druk die haai se snoet af. Reg in die grond in. Sy snoet steek vas. En net toe die haai in die grond induik en sy stert oor sy lyf begin rol, skiet hierdie jakkals vorentoe. Wah! Maar die haai se een poot kom uit. En hy gryp die jakkals aan sy stert. So. Hy bring hom nader en hy druk daai hele stert in sy mond. En hy eet en byt. Maar aan daai stert was geen jakkals nie. Die jakkals het in die water ingerol. In die rivierstroom verdwyn en aan die ander kant by die grond uitgeborrel. In die groot oase sonder 'n stert. En daar is die groot jakkals van daai dag af sonder 'n stert. Maar daarom het hy oorleef en hy was braaf. En elke jakkals het dit gemaak, almal het oorleef. En die groot woestynsandhaai, hy het geweet. Vandag hou hy nie meer van jakkals nie, want hulle is net hare en 'n stert. Hy gaan ander kos soek. So dalk het die groot jakkals hulle lewe gered. Dalk gaan die haai weer in die toekoms jag. Ons sal maar later eendag weer hoor, nê?